die hoofstuk 37 sal voltooi. Dit is nou vers 29 tot en met vers 36 sal ons lees en hanteer. Het is interessant hoe die son aanskuif, né? Toe ek nou sien, die deur moet toegemaak word, want die son is nou op 'n vreemde plek hier in die winter. Ons sien die natuur, hoe dit verander. Die jaar is besig om ten einde te snel. Ons voel nog net tussen die middel, maar hy sal klaar baie ver. Genesis 37. Ons gaan vanaf vers 29 tot en met vers 36 lees. U ken nou al die verhaal, ons het gevorder tot hier. Nou is dit so half in die middel, maar ek wil deeglik wees, sonder om onnodig saagsels te saag, maar ons wil deeglik wees. Kom ons lees vers 29 tot 36. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. Daarop skeur hy sy klere en hy gaan na sy broers terug en sê, die seun is nie daar nie. En ek, waar moet ek heen? Toe neem hulle Josef se rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed en hulle stuur die lang rok weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind. Kyk tog goed of dit die rok van u seun is of nie. En hy het dit herken en gesê, die rok van my seun, 'n wilde dier het hom opgeëet. Verskeur is Josef. Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doodryk afdaal. So het sy vader hom dan beween. En die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. Dis tot daar wat ons saam lees in die wonderlike onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, die vir wie dit moontlik is, dan bid ons saam. Ons wonderlike Hemelvader, dis vir ons 'n voorreg om vanoggend voor U te kan verskyn. Ons doen dit nie op grond van wie ons is of iets wat ons gedoen het nie. Dis op grond van die Here Jesus se versoening wat ons voor U kan staan. Ons wil U loof en aanbid. U is 'n genadige God. Vader, Seun en Heilige Gees, want U is vol heerlikheid, heiligheid, krag, geregtigheid, skoonheid, liefde, barmhartigheid, genade, goedheid, getrouheid, en die lys gaan net aan en aan. Daarom loof ons U, Vader, vir U skepping en die behoud van U skepping, U goedheid, U getrouheid. Ons loof U vir die soendood van die Here Jesus, die opstanding, dat ons daarin kan jubel, die waarheid wat die Heilige Gees in ons harte indra, en dat ons in daardie waarhede kan leef. Dankie vir die Bybel wat deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar word, sodat ons dit kan verstaan. Dankie vir U evangelieplan vir die nasies. Deur ons wil U hierdie evangelie laat hoor, oral oor die wêreld, aan alle mense oral. Ons loof U vir die groot en die kosbare evangeliebeloftes in die Here Jesus Christus. Vir die gawe van vergifnis, ons gaan daarvan praat. Ons dank U, Here, dat ons aangeneem kan word deur U. In geloof, of deur geloof word ons aangeneem, ons word deel van U huisgesin, nie tweede rangse kinders nie. Ons word deel van U huis, kinders van God, sê die apostel Johannes. En daarom loof ons U, dat ons gemeenskap met mekaar kan hê. Ook vanoggend as ons aan die nagmaalstafel sal sit. Dis 'n geleentheid waar ons U kan eer. Sal U nou met ons kom praat? Sal U die woord lewend maak in ons harte? Sal U ons voed in ons geloofslewe kragtige geloofshelde maak deur die woord van God. Ons bid dit in Jesus se naam met dankbaarheid. Amen.
Ek dink die meeste van ons is bekend met die film The Lion King. Dis 'n klassieke kinderverhaal wat bekend is oral. Ek glo nie dit het enige bekendstelling nodig nie. In die verhaal van The Lion King is daar 'n plek waar die leeu's, waar ons die leeu gesin leer ken aan die begin. Die plek se naam is Pride Rock. Dis vanwaar Mufasa regeer oor sy koninkryk. En Pride Rock, die natuur in en om Pride Rock, weerspieël in 'n sekere sin die verloop van die verhaal. As julle nou die film al gesien het en hy is al oorgemaak, so dit voel vir my of hy nou die dag gemaak is, maar dis nou al baie lank terug. Aan die begin is Pride Rock groen, vrugbaar, daar's oorvloed vir almal. Dis 'n goeie koninkryk. En dan as die bose skaar met sy hyenas, as hulle aan bewind kom nadat Mufasa dood is, dan is dit kaal, droog, karig. Daar's nie oorvloed nie, inteendeel die bene lê so rond. Jy kry die idee van daar's nie baie kos nie. En dan dadelik later in die verhaal, wanneer die jong Simba nou groot word en hy word weer koning in sy pa se plek, hy neem sy regmatige plek in as koning en dit word nou reggestel, dan is dit asof onmiddellik begin die reën weer. Dis donderblitse, jy weet die weerlig slaan en dan begin die reën en nuwe grasspruitjies kom weer uit. Die natuur simboliseer die herstel van Pride Rock se koninkryk wat herstel word onder Simba. Josef se verhaal het ook iets wat in 'n mate weerspieël wat in die verhaal aangaan. En dit is Josef se kleed, wat die ou vertaling praat van sy rok, sy kleed. Aan die begin is hierdie kleed, wat heel moontlik 'n veelkleurige kleed was, dis nie wat die Bybel sê nie, die Bybel praat eerder van 'n lang kleed, want dit was, ons het daaroor gepraat, dis 'n kleed van gesag, maar hierdie pragtige kleed is mooi en is 'n simbool van 'n besondere plek in sy vader se liefde. As jy nou gaan kyk na hoofstuk 37 vers 3, dit is sy pa het hom liefgehad, sy pa het hom voorgetrek. Dis hoekom hy hierdie kleed vir hom gegee het. Maar dit was ook 'n bron van jaloesie en dit het skeiding gebring tussen hom en sy broers. En dan word hierdie kleed, ons het halfpad deur hoofstuk 37 verlede week gekyk, hoe hierdie kleed van hom afgeruk word, soos wat jy 'n dier se vel sal aftrek. En dit simboliseer die laagtepunt in sy lewe, waar hy in die put gegooi word, waar hy eintlik maar vir dood gelos word. En dan word hy verkoop as slaaf. Ons het daarna gekyk verlede week. Teen die einde van hoofstuk 37, wat ons nou vanoggend hanteer, word Josef se kleed met bloed besmeer. En dit word na sy vader gestuur met 'n boodskap. Hy's deur 'n wilde dier verslind, of dit was die suggestie, ons gaan daarna ook kyk. Maar dan is daar 'n onverwagse wending in die verhaal, né? 'n Wending wanneer hierdie bebloede kleed wat 'n leuen vertel, in die verhaal blyk dit baie duidelik, Josef is nie dood nie. Inteendeel, Josef is lewend. Hy's op pad Egipte toe en heel moontlik al in Egipte op hierdie stadium, ons weet nie presies hoe lank hulle gereis het nie, veilig in die hand van God. Dis waar Josef nou is. So die boodskap wat die kleed oordra is nie regtig, dis die wending wat daar is. Nou, ek het vanoggend hierdie paar verse opgedeel in 'n paar hoofgedagtes en ons begin sommer vroeg by die eerste enetjie en dit is wanneer ons gaan kyk na Ruben. Dit is wanneer hy teruggekom het by die put. Ruben, 'n gewillige maar 'n oneffektiewe leier. Ruben word voorgestel as die een wat gesê het, moet hom nie doodmaak nie, moenie dat ons hande teen hom wees nie. Maar gooi hom in die put. Hy het toe om een of ander rede vertrek. Hy was nie by toe hulle hom verkoop het aan die Ismaeliete nie. En ons het in vers 29 gelees, toe Ruben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. En Ruben se optrede hier wys vir ons swak, ondoeltreffende, onbetroubare leierskap. Onthou, hy was die oudste seun, hy was die leier. Hy was die eerstgeborene. Hy het goed bedoel, maar hy het nie beslissend opgetree nie. En as gevolg van sy ondoeltreffende leierskap, is Josef toe nou weg. Hy moes sy broers teëstaan. Hy moes die gesag wat hy eintlik gehad het, moes hy gebruik het en gesê het, dis wat ons gaan doen. Ons gaan hom nie doodmaak nie, dis wat ons sal, en hy moes die regte ding gedoen het. Nou, ek wil dit gebruik as 'n bietjie praat, en jong mense moet veral na my luister.
Om 'n leier te wees, behels somtyds, dat jy moeilike besluite moet neem. Die paas moet luister na my, so tussen hakies. En die ouens wat nog paas gaan word. Dit behels meer as wat jy dink, moeilike besluite. Dit kan ongewildheid beteken. Om 'n leier te wees beteken nie om 'n gewildheidskompetisie te wen nie. Veral as jy sê, ek is 'n kind van God, ek lewe as 'n Christen, en ek wil 'n leier wees, ek moet 'n pa wees, of ek moet by die werk, of waar dit ook al is, een of ander leiersposisie inneem, dan beteken dit, jy maak 'n onverbiddelike, 'n fundamentele verbintenis om in integriteit te wandel, om te doen wat reg is, ongeag wat dit gaan inhou. Ongeag wat die konsekwensies gaan wees. Want jy is nie 'n leier om mense tevrede te stel nie. God maak jou 'n leier om die regte ding te doen. Dis die soort leierskap wat gesinne nodig het. Dis die soort leierskap wat ons nodig het in die land. Dis die soort leierskap wat ons nodig het in die kerk. Manne wat bereid sal wees om te sê, ek doen wat reg is, omdat dit is wat die Bybel sê, ongeag wat die mense dan daarvan dink, of wat die mense sê. Nou daarmee wil ek nie sê, jy moet ongeskik wees, en jy moet nou nie oor mense omgee, en glad nie na hulle luister nie, maar leierskap is om te doen wat waar en reg is, ongeag wat die gevolge sal wees. Ruben is 'n voorbeeld van swak leierskap. Hy was afwesig, hy was weg, hoekom weet ons nie? Een van die kommentaare skryf oor Ruben en hy sê, hy noem hom, ek het dit nou maar vertaal, maar hy noem hom 'n verantwoordelike lafaard. Hy was verantwoordelik, maar hy was 'n lafaard. Hy het nie opgestaan vir wat reg is nie. Hy wou die regte ding doen, en hy moes manhaftig wees en opstaan vir sy broer, teenoor sy ander broers. Maar hy het misluk. Nou toe hy besef hy het misluk, Josef is weg. So hy het gefaal in dit wat hy wou doen. Ek kan dink, hoe soek hy na sy woorde? Miskien was hy nie 'n ou wat baie maklik gepraat het nie, ons weet nou nie. Maar vers 30 gaan aan, vers 29 en 30, daarop skeur hy sy klere, is 'n teken van, dit maak my seer, dit is vir my hartseer saak, en hy gaan na sy broers terug en sê, vers 30, die seun is nie daar nie. Hy weet nie wat om te sê nie, want hy weet nie wat gebeur het nie. En ek, waar moet ek heen? Nou Ruben voel jammer oor Josef. Hy wou Josef help, maar hy is hoofsaaklik besorg oor die verhouding tussen hom en sy pa. Wat gaan sy pa nou? Dis onder sy toesig wat Josef nou weggeraak het. Kan jy eintlik maar sê. So Ruben se eerste idee is, wat gaan pa nou hiervan dink? Hy wou dalk dinge regstel met sy pa. En die vraag volgende is, hoe gaan ons vir Jakob hiervan vertel? Hoe gaan ons vader vertel dat Josef nou weg is? Die Bybel sê nie vir ons alles wat gesê kan word nie. So die Bybel sê nie vir ons wie se idee dit was nie, maar die broers het toe besluit om vir hulle pa te laat weet deur die volgende manier. Hulle gaan vir hom sê 'n wilde dier het hom doodgemaak. Dit was trouens die deel van die oorspronklike plan. Toe hulle gesê het, kom ons maak hom dood en dan sê ons vir pa 'n wilde dier het hom doodgemaak. Dit was die oorspronklike plan. Die eerste deel het toe nou nie gebeur nie, God se beskikking, hulle het hom verkoop. Maar die tweede deel van die plan word toe nou waar. Vers 20, kom dan nou, laat ons hom doodmaak. Dit was die aanvanklike enetjie, vers 20 het ons gelees, vorige keer, kom laat ons hom doodmaak en een van die putte gooi en sê, wilde dier het hom opgeëet. Maar die wending kom in as hulle sê, kom ons gebruik die omstandighede. En dit bring vir ons by ons tweede hoofpunt. Ons suggereer iets. En dan hoop ons, dit werk tot ons voordeel. 'n slinkse suggestie word nou gebruik. Hulle het hom nie doodgemaak nie, het hom verkoop. Tweede deel van die plan, vers 31. Toe neem hulle Josef se rok, dis nou die kleed, en hulle slag 'n bok, en steek die rok in die bloed. So dis hulle plan, om hulle sonde toe te maak, om hulle sonde te bedek. Vers 32 het ons ook gelees, en hulle stuur die lang rok weg, en laat dit na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk tog goed of dit die rok van u seun is of nie. Die taal wat hier gebruik word, dui eintlik aan dat hulle die kleed geskeur het, en dan nou in die bloed gedruk het. En interessant, hulle het dit nie self na pa toe gevat nie. Hulle het dit nie self na Jakob toe geneem nie. Hulle het dit gestuur, vooruitgestuur, baie slinks, baie slim, sodat Jakob, teen die tyd wat hulle daar aankom, alreeds die punte bymekaar gesit het.
Hy moes self die aanname maak. In 'n sin wou hulle self distansieer van hulle sonde. Dis hulle menslike poging om so ver moontlik weg te bly van dit wat hulle gedoen het. Dan sal hulle agterna opdaag en kyk tot watter gevolgtrekking hulle Vader gekom het. Slim plan. Hy gaan self besluit wat het gebeur, want dit is eintlik konnekteer net die of trek net die streepies tussen die kolletjies. En ek wil vir u sê, as jy mooi gaan dink oor die verhaal, en soos wat dit gebeur het, dit was 'n baie koue, brutale ding om te doen met Jakob. Dink vir jouself. Dit bewys dat hulle nog steeds heel moontlik 'n wrok het teen hulle pa, omdat hy vir Josef voorgetrek het. Hulle het niks van hom gedink nie. Hulle het nie sy hart, sy liefde vir sy seun op hulle hart gedra nie. Hulle maak staat op die krag van suggestie. Hy sou sy eie gevolgtrekkings maak, en hy sou nooit vermoed dis hulle nie. So hulle stuur ander dienaars of diensknegte, en jy sien die broers wat probeer om een sonde met 'n ander sonde toe te maak. So hulle, dis is vorm van leuns, is om suggestie te gebruik om iets te suggereer wat nie waar is nie. Dis net so goed jy vertel 'n leuen. Dis 'n brutale leuen. So hulle, een sonde word toegemaak, word bedek met 'n ander sonde. Matthew Henry, en is dit nie tipies van die mens nie. Dis hoe ons is. Die duiwel wil dit so hê, hy wil hê ons moet nie regmaak nie, maak dit net toe met 'n ander sonde. Matthew Henry skryf oor die gedeelte en hy sê, when the devil has taught men to commit one sin, he then teaches them to conceal it with another. Theft and murder with lying and perjury. En dan kom Matthew Henry se gevolgtrekking en hy haal eintlik aan uit Spreuke as hy sê, but he that covers his sin will not prosper long. Jy kan nie jou sonde, hy wat sy sondes bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Die Bybel sê so. Nou wat nog as jy dit toemaak met 'n ander sonde? Nou die beste komplot wat jy in die Bybel aan kan dink, van so 'n tipe van 'n suggestie of 'n maak sonde toe met 'n ander sonde. En jy weet nou al waarna ek van verwys, né? Is Dawid met Batseba. Dawid het sonde gepleeg. Die probleem was nie toe hy vir Batseba gesien het nie. Ons sien baie keer goed. Maar dan moet jy besluit, wat gaan ek daarmee maak? Hy het gesien, toe het hy begeer, toe het hy haar laat haal, hulle het gemeenskap gehad, en toe is dit nou afgehandel. Maar die probleem was, nie lank daarna nie laat sy vir hom weet, ek is swanger. Ewe skielik het die probleem nou groter geword. Toe laat haal hy vir Uria, een van sy getrouste soldate van die oorlogsveld af, laat hom kom. Hy moes eintlik op die oorlogsveld gewees het, tussen hakies. Hy laat hom haal om hierdie ding te probeer toemaak. Uria val nie vir hierdie saak nie. Lang storie kort, hy laat Uria vermoor. Die Bybel sê hy het hom vermoor. En dis klaar. Niemand sal weet nie, 2 Samuel 11. Niemand gaan weet nie. Die ouens wat weet is, hulle ken Dawid goed genoeg om hulle monde te hou, so dis 'n goeie toemaak. Met 'n klomp sondes het hy toegemaak dit wat hy gedoen het. Maar as jy dink dis 'n goeie oplossing en dis die einde van die verhaal, het jy nog nooit 2 Samuel 11 gelees nie. Want die laaste woorde van die hoofstuk is wat, luister manne, en die dames kan ook maar luister, almal moet luister. Hierdie woorde behoort ons bang te maak vir sonde. En dit behoort jou bang te maak om jou sonde te probeer toemaak met ander sonde. 2 Samuel 11 vers 27, maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Alles het mooi geëindig, Uria is dood, hy vat Batseba toe vir hom as vrou, en dis mos 'n happy ending in die wêreld se oë. Nee. Maar die ding wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. O, die slinkse seuns van Jakob, hulle gaan op die ou end besef, dis 'n duur prys om te betaal. Om te probeer jou sonde toemaak met ander sonde, dit maak die las net swaarder. Hierdie ding in jou hart word net groter. Jy kan nie daarvan ontslaa raak nie. Nou kan jy jou net Jakob in die kamp voorstel. Ek wil hê jy moet saam met my dink. Hier kom die dienaars in met 'n bonneltjie. Niemand weet eintlik wat is die bonnel nie. Hulle oorhandig dit aan Jakob.
En ek weet nie op watter stadium het hy besef, maar dit is mos nou, en hy maak die bondel oop en hy sien, dis Josef se kleed. Dink jouself in. En soos wat die kleed ooprol, die geskeurde, bebloede kleed, jy sien hoe sy vingers die skeure dalk betas. Die nat bloed. En hy roep uit. Hy besef, my seun is dood. Hy byt aan die aas. Nou dit, vriende, as jy jouself kan indink, ek dink dis enige ouer se nagmerrie. Dink hoe dit moes voel. Sy gevolgtrekking vers 33, hy het dit herken en gesê, die rok van my seun. Gevolgtrekking, 'n wilde dier het hom opgeëet. Verskeur is Josef. Dis heel logies, die stukke wat hy nou bymekaar gesit het, dit is tog nou nie, die Grieks is rocket science. Dis nie rocket science nie, hy het nou, dis wat gebeur het. En hy dink by homself, wat het my besiel om Josef te stuur, alleen, hierdie 80 km wat hy alleen moes loop, die wildernis in. Wat het my besiel? Josef was alleen, hy is oorval deur 'n dier, en nou dink hy, wat het van sy lijk geword? Waar is sy liggaam? Moet ek dit gaan soek? Hoe nou? Dit is hierdie tipe van hartseer prentjies wat nou by Jakob opkom. En nou, hy verbaliseer die afleiding van dit wat hy beleef. Verskeur is Josef. En dit bring ons by ons derde hoofgedagte. Jakob se rou. Nou het hy klaar die ding in sy hart. Josef is dood. Dis die gevolgtrekking. Nou ons weet nie wanneer die broers opgedaag het nie, maar die Bybel sê, hulle het daarna eers, voor hulle opgedaag het hulle mos die bondeltjie gestuur, hierdie kleed, wanneer hulle ook al opgedaag het, hulle plan het gewerk. Alles het presies afgespeel soos wat hulle gehoop het, en hulle was voorberei daarop dat dis die gevolgtrekking wat pa gaan maak. Waarop hulle nie voorbereid was nie, is sy reaksie daarop. Vers 34 het ons gelees, toe skeur Jakob sy klere, hy trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou, baie dae lank. Nou die idee, jy het dit al baie gesien in die Bybelse tyd, om jou klere te skeur, dis maar net 'n uiterlike tentoonstelling van wat jy in jou hart beleef. Jy is eintlik besig om te sê, my hart word geskeur, ek het pyn hier binne, en nou wys jy dit deur jou klere op hierdie manier te skeur. En dan, om 'n roukleed aan te trek, 'n roukleed was 'n bepaalde, hulle sê dit was meestal van perhare gemaak. Nou jy kan vir jouself dink, dis ongemaklik, dis nie 'n lekker ding om te dra nie, is 'n growwe kledingstuk wat ongemaklik is, en die doel daarvan is, dit veroorsaak ellende, dit veroorsaak iets wat jou herinner aan die hartseer wat jy beleef, soos jy 'n roukleed aan het, wil jy hê mense moet dit sien, en mense moet weet, jy is in pyn, jy omhels die ellende waarin jy nou is. Om te rou was 'n baie bekende optrede. As hulle sê iemand het vir 7 dae gerou oor die dood van iemand naby aan hom, dan beteken dit krete van harde emosionele uitbarsting. Dis letterlik om mense moet hoor hoe jy huil. Dis vreeslik, dis nie lekker nie. En daarmee saam was die gebruik, stof of as word op jou kop gegooi, jy gaan soek na stof en as, en jy gooi dit op jou, jy word vuil, en jy doen dit, jy skeur jou klere natuurlik nog verder en verder, en jy doen dit alles, om bekend te maak, om te wys, dit wat binne in jou aangaan, is nie lekker nie, jy rou. Jy kry Jakob jammer, as jy hierdie gedeelte lees, die Bybel sê, baie dae lank, het hy gerou. Hoe lank is baie dae? Dis 'n verskriklike ervaring wat hy beleef het, maar ek wil net vinnig hê, jy moet nou saam met my stil staan, een tree teruggee en gou dink. Hier's 'n ironie, wat jy moet sien, as jy die verhaal ken, as jy die Bybel lees.
Die seuns van Jakob het hulle pa bedrieg vir hulle eie voordeel, vir hulle eie doeleindes, het hulle pa bedrieg. Hulle gebruik die broer se kleed en hulle gebruik die vel wat wys na die vel van 'n bok, maar hulle gebruik ook 'n bok se bloed. Waar het ons dit al voorheen gehoor? Was dit nie Jakob se vorige belewenis toe hy sy eie pa Isak bedrieg het? Die klere van sy broer Esau aangetrek, die vel van 'n bok op sy arms gesit. Dis die ironie. En weet jy wat? God wil hê ons moet hierdie ironie raak sien. Dis wat met Jakob gebeur. Hoekom gebeur dit met Jakob? Jy sien, sy sonde het oorgegaan na sy seuns toe. Dis hoe sonde werk. Dit gaan deur van Adam af. Almal wat seuns van Adam is, word gebore met die sondes van jou pa. Jy moenie wonder waar kom jou sonde vandaan nie. Kom van jou pa af. Dis wat die Bybel ons leer. Dis wat Jakob gedoen het met Isak. Nou kom sy seuns, hulle doen dit met hom. Sy sonde het nou geboomerang en dit het teruggekom na hom toe. Oorgedra aan sy seuns. Jakob herinner ons daaraan wat jy met sonde moet doen. En weet jy, ons het 'n voorreg wat ons nie besef as ons die evangelie het. Jy word groot in die kerk en jy hoor die evangelie en jy hoor van vergifnis en jy hoor van die bloed van Jesus. Weet jy wat 'n besondere voorreg is dit om die evangelie te hê en te kan beleef? Want ongeag hoe gegrief jy is oor dinge, ongeag wat gebeur het. Kom ons kyk net vinnig na die verhaal. Wat moes hierdie seuns doen? Wat kon hulle doen in hierdie situasie? Ongeag hoe swaar hierdie slag was en hoe moeilik dit was vir Jakob om dit te besef. Hierdie gewelddadige optrede teen Josef. Hulle het hom eintlik doodgemaak, want hulle het hom nou laat verkoop. Dis waaroor hulle besorg is nou, is wat van Jakob. Vers 35 het ons gelees. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos. Nou aan die een kant wil ek vir die sê, dis grove skynheiligheid, want hulle het geweet wat het gebeur. Nou probeer hulle hom troos vir wat die leuen hom vertel het. So hulle probeer hom troos, skynheiligheid. Maar aan die ander kant, ek dink hulle was regtig besorg oor hom. As jy die gedeelte lees, dan sê die gedeelte, hulle het besef, hoorie, wat gaan nou? Jy kan dink hoe hulle na mekaar gekyk het. Ek sou geld betaal. Ek sal vandag nog steeds goeie geld betaal om die gelaatsuitdrukkings te wou sien tussen veral Ruben en Juda. Troos vir pa en dan jy weet daai kyk vir mekaar. Dis nou wat jy gedoen het. Nee, dit was jou plan. Dit is nou die dinamika tussen hierdie broers. Vinnig net weer Matthew Henry. Hy skryf oor die gedeelte. I wonder their countenance did not betray their guilt. In with what face they could pretend to condole with Jacob on the death of Joseph, when they knew he was alive. Dit het my laat dink aan hierdie, hoe moes hulle na mekaar kyk? Wat het hulle daar beleef? Nou na hierdie gebeure, fokus ons verhaal in die grootste mate, gaan nou skuif van Kanaan na Egipte. Want Josef is nou na Egipte. Daarna, in hoofstuk 42, bykans 22 jaar later, kom die broers en hulle verskyn daar, sonder dat hulle weet, Josef is daar, en wie Josef is, verskyn hulle daar. En as jy dit lees, dan kom jy agter, in hulle woorde kom jy agter, hierdie ding het by hulle gespook. Hierdie ding is nog steeds in hulle harte. Dis hierdie gewetenswroeginge waarmee hulle moet saamlewe. En weet jy, tog is daar 'n middel wat beskikbaar is. Dis tot hulle beskikking om te gebruik, sodat hulle hierdie ding eens en vir altyd te ruste kan lê. Wat is die oplossing? Wat moes hulle doen? Hoe moes hulle met Jakob maak? Ek dink dalk, wat sal jy doen as jy in hulle situasie was? Veronderstel, alles het gebeur, jy was een van die broers, en jy saam met hulle daar. Wat sal jou raad wees met die kennis wat jy het? Wat moet hulle doen? Moet ek vir u sê, wat is die Bybelse raad? Troos Jakob en vertel hom die waarheid. Kom uit met die waarheid, so gou as moontlik. Dis altyd die beste oplossing. Dis hoekom die Engelse uitdrukking het, honesty is the best policy. Kom uit met die waarheid. Sal dit maklik wees? Nee.
Maar jy het mos nou al klaar sonde gedoen, so jy moet nou die gevolge dra. Vertel die waarheid. Nou ja, daar's nog tyd. Hulle kon dalk nog, ons weet nie presies hoe die dinge verloop het nie. Miskien kon hulle op hierdie stadium nog vir Jakob sê, pa, ons het iets verskrikliks aangevang. Vertel vir hom die waarheid, jaag agteraan met 'n perd dalk, haal hierdie ouens in, betaal 'n prys as dit moet. As dit meer is, want die verkoopmans gaan hom nie dieselfde prys verkoop nie, jy betaal dan meer, maar kry hom terug. Dit is die oplossing. Dis wat die evangelie sal doen. Maar hulle doen dit nie. Hulle het nie die karakter gehad nie, hulle het nie die moed gehad nie, hulle het gewandel volgens hulle ou natuur. En is dit nie maar wat ons baie keer doen nie, vriende? Kom ons wees eerlik. Ons kies die maklikste pad, né? Ons kies om eerder ons sonde te wil toemaak met 'n ander sonde wat op hierdie stadium na die beste opsie lyk. Want om die evangeliepad te loop, beteken op een of ander stadium gaan iets onaangenaam moet gebeur. En onaangenaam in die sin van, ek sal die waarheid moet praat, moet erken ek is verkeerd, moet erken ek het gesondig, ek sal moet erken, en dit wil ons nie doen nie. Nou hier is waar die evangelie so baie duidelik vir ons kosbare waarde het. En dis wat ek in die harte wil lê vanoggend. Kyk wat 'n groot verskil maak die evangelie in ons lewe. Ek hoop nie u loop nog steeds met die swak teologie rond dat, weet ons is kinders van die Here, ons sondig mos nie. Dis swak teologie. Goeie teologie is, as ons 'n gesin is, of 'n huwelik, kerk, by die werk, waar ook al, ons sondig. Maar die verskil tussen kinders van die Here en wêreldlinge, mense wat nie die evangelie het en ken en wil doen nie, is die volgende. Hulle moet hulle sondes probeer toemaak. Hulle moet allerlei dinge doen. Kinders van die Here kan eerlik wees oor ons sonde, ons kan dit bely, ons kan vergifnis gee en ons kan vergifnis kry. En die oomblik wanneer jy daai sweer oopgekrap het en dan geleentheid gee om oop te kom en uit te kom daarmee, hoe onaangenaam dit ook al is, dan kom daar genesing. Dis hoe jy huwelike, gesinne, families, kerke, dit is hoe dit werk. Dis wat die evangelie ons bied. Sonder verskuilde agendas, sonder om jou eie voordeel te soek. Jy kom uit met die waarheid, soek die eer van God, erken as jy verkeerd is, vra vergifnis. 1 Johannes 1 vers 7. Ek dink selfs die kindertjies in die sonnaskool, ek hoop die kindertjies in die sonnaskool ken hierdie versie, een van die bekendstes. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. So dit beteken herstel. Hierdie wandel in die lig beteken, ons gaan nie nou meer leuns 'n kans gee nie. Miskien het ek vroeër gelieg. Onthou, die duiwel wil hê, Satan wil hê, ons moet uit die duisternis, moet ons nou met allerlei oplossings probeer kom, en jy raak net dieper en dieper in hierdie gat vasgevang. Dis soos, jy weet, dryfsand. Ons sondes vererger net, dit vergiftig alles, dit maak net hierdie verhouding kwessie slegter. Maar wat moet jy doen? Jy kan skoon wees. Jy kan gereinig word. Dis wat die evangelie ons vertel. Wat moet ek doen? Jy kom en jy sê, ek is jammer. Ek het gesondig teenoor jou. Kan jy my vergewe? Sonder verskonings, sonder verduidelikings. Ek is jammer. Die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Die evangelie is die geneesmiddel. Ons het die hulpbron, ons het die oplossing. Ons moet dit net leer om te gebruik. Nou ek haas my laastens, die laaste hoofgedagte. Jakob het die evangelie vergeet. Dis hartseer, maar dis waar. Hy's nou weer Jakob, hy's nie Israel nie, hy's nou Jakob. Die genadeloose seuns was brutaal met hierdie ding wat hulle met Jakob gedoen het. Maar sy optrede, wil ek vir u sê, pas ook nie by 'n kind van God nie. Dit pas nie by sy geloof nie. Vers 35, die B-gedeelte het ons gelees, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doodryk afdaal. So het sy vader hom dan beween. Ek het hom nie neergeskryf in my notas nie. Ek dink dis die woord Sheol wat gebruik word, maar dit gaan nou oor die doderyk, is die plek waar die dooies heen gaan. So dis basies 'n term in die Ou Testament, algemene term vir die graf. So hy sê, ek wil nie getroos word nie. Ek sal graf toe gaan met hierdie hartseer. Hy was nie van plan om sy roukleed uit te trek nie. Hy was nie van plan om te gaan bad nie. Hy was nie van plan om sy hare te was om die stof en die as op sy hoof nie. Hy wou hierdie ding saam
dra. Normale routyd in die Bybelse tyd. As jy ernstig rou veroorsaak het, 7 dae. In uitsonderlike gevalle, soos met die dood van Moses, Deuteronomium 34:8, 30 dae vir Moses, het die volk gerou. Hulle het letterlik, almal van hulle het gerou oor die dood van Moses. Hulle was lief vir Moses, hy was vir jare lank, vir 40 jaar hulle leier, 30 dae lank. Dis uitsonderlik. So dis 'n week, uitsonderlik, 'n maand, maar dis dit. Maar dis nie wat in Jakob se geval aangaan. In Jakob se geval is dit, die Bybel sê, hy het gekies om nie getroos te word nie. Dan voeg hy by baie dae lank. As jy die verhaal verder lees en jy kom kyk na dit wat die broers gesê het 22 jaar later, dan kom jy agter in dit wat hulle sê, hierdie hartseer van Jakob het tot op daai stadium nog, steeds 22 jaar, hulle hele huishouding versuur. Die gesin van Jakob was versuur. Nou vriende, ek wil nie daardeur sê, hartseer vir 'n kind van God, want ons moet begrip hê vir wat Jakob hier deurgaan. En ek wil nie daardeur sê, hartseer vir 'n kind van God is, dis niks ernstig nie. Ruk jouself reg en gaan aan, die lewe gaan aan. Dis nie wat ek sê nie. Ons moet begrip hê, ons moet deernis hê, ons moet empatie hê, ons moet met mense saam voel wanneer hulle hierdie dinge deurgaan. Dit is, sommige gevalle, in elk geval, is verskriklik moeilik. Ander dalk nie so nie, maar dis mos nooit lekker om iemand te verloor nie. Maar wat ek vir u wil sê vanoggend is die volgende, die beginsel. Ons geloof maak saak, dit maak 'n verskil. En 'n toewyding aan die Here maak dat jy besef, ek het iemand verloor. Iemand vir wie ek baie lief was, ongeag wie dit nou is, 'n kind, dalk 'n eggenoot, dalk 'n ouer, dit maak nie saak wie dit is nie. Ek het iemand verloor. Maar my geloof leer my, dis nie die einde nie, in die eerste plek. Die kennis wat ek het van die evangelie leer vir my, ons sien uit na die ewigheid, daarom my toewyding aan die Here maak, dat ek sê, ongeag wat in my hart aangaan. En ek kan huil, ek moet huil. Ek sal aangaan met my lewe. Ek sal voortgaan in my lewe. Jakob het dit nie gedoen nie. Vers 35b het ons gelees, maar hy het geweier om te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doodryk afdaal. So het sy vader hom dan beween. Hy wou nie ophou treur nie. Nou vriende, ek wil vir u weer sê, om die Here te vertrou en om hierdie kennis te hê van die evangelie, is 'n kosbare genade geskenk wat die Here vir ons gegee het. Want dit help ons nie om gevoelloos te raak, en ek het nou glad nie meer enige, jy weet, ek huil nie as iemand doodgaan nie. Daar's mos mense wat glo, as iemand doodgaan moet jy lag, en hulle het net maar die ding heeltemal verkeerd om. Nee, om steeds mens te wees, maar om te sê, die Here gee my genade, om ook hierdie kruis te dra. Ek weet van ouers, wat so gebroken was oor die verlies van 'n kind, dat daai saak, en somtyds gebeur dit dat daai saak selfs egskeidings veroorsaak, want hulle rou op verskillende maniere en hulle verstaan mekaar nie, maar daai saak het veroorsaak dat hulle ander kinders verwaarloos het. Hulle hele lewe het uitmekaar uitgeval, as gevolg van die dood van 'n kind. Nou vriende, ek kan nie saampraat, en my hart breek vir ouers. Ek moet somtyds by ouers sit wat 'n kind verloor het, en dan beroep jy op die soewereiniteit van God. Ek kan nie dink hoe dit moet voel nie, ek wil nie eers dink hoe dit moet voel nie, ek besef dis baie moeilik. Maar, ons geloof moet 'n verskil maak. Ons geloof moet maak dat ons na die Here kyk en sê, Here, as dit is wat U toegelaat het, sal U my die genade gee om aan te gaan, om op te staan en aan te gaan. Ja, my hart is seer, maar moenie soos Jakob wees nie. Laat toe dat die Here jou troos. En hoe troos die Here ons? Daai troos kom deur kennis van die evangelie. Kennis, dat is nie die einde nie. Psalm 34 vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Hoe doen hy dit? Deur die evangelie. 1 Tessalonisense 4 vers 13, woorde wat ek dikwels gebruik,
by begrafnisse en met mense wat deur hierdie swaar kry te gaan. Broeder, sê Paulus, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Ek sê dikwels vir mense, luister, jy moet treur. Maar ons treur anders. Ons treur op 'n ander manier, want ons het hoop. En weer net Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind hulle wonde. Dis hoekom met die evangelie gedagte, het die groot hervormer Johannes Calvin gesê, the principal mitigation of sorrow is the consolation of the future life. Dis net groot woorde om te sê, die hulp, die bemiddeling, die bronne wat die Here vir ons gee, is die evangelie. Die toekomsverwagting, dit gaan nie nou oor hier en nou nie, dit gaan oor eendag. Nou dis wat ons vir Jakob wil sê. God is dit wat vir jou troos gee, Jakob. God is die een wat hierdie dinge toegelaat het, God is dit wat vir jou troos gee. En daardeur sal hy getroos kan word. Nou die evangelie word nie vir Jakob gegee nie. Dis vir my hartseer dat sy seuns, hulle kom nie met die evangelie nie, hulle kom nie met die waarheid nie, maar vir ons, vir een ek, wat op die 25ste Mei 2025 luister en ons lees Genesis 37 en ons kom by die laaste vers, daar is die evangelie. En u vra maar, waar is die evangelie? Ek het nie die evangelie gesien nie. Vers 36 sê, en die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag. Die verhaal gaan aan. Maar kyk mooi, weer eens, staan net vir 'n oomblik stil. Kyk na die groter prentjie en jy sien die volgende. Josef is nie dood nie. Jakob dink hy's dood, maar hy's nie dood nie. God het steeds, in sy soewereiniteit, het God 'n plan vir Josef. God bewaar vir Josef. Dis hoekom ek net nou gesê het, hy's veilig in die hand van God. Hy's nou wel by die Ismaeliete, hy's 'n slaaf, hy gaan nog baie dinge beleef, maar hy's veilig in die hand van God. Dit is die evangelie. God gee om vir die wat syne is. Ongeag wat met jou gebeur, ongeag jou omstandighede, as jy hier die ergste ding deurgaan wat moontlik met jou kan gebeur is om te sterf. Amper praat ek soos die Suidwesters, om te dood. As jy sterf, is jy nogtans in die hand van God. In sy eie tydsberekening sal God jou help, sal God jou red. Hy red diegene wat aan hom behoort. Ek sluit af. Vroeër vir u gesê, die kleed is iets wat die verhaal nogal, dit speel 'n rol. Maar as jy die groot verhaal van die Bybel kyk, het jy al opgelet, daar's iets anders wat 'n baie prominente rol speel, wat hier opduik in ons verhaal. En dit is die bok wat geslag is, om sy bloed te gebruik vir die kleed. Bloed van bokke. Is dit nie interessant? Dit was die bloed van 'n bok wat gebruik is op die kleed. Wat weet ons van bokke? Die belangrikste seremonie in 'n Joodse lewe was Yom Kippur, die groot versoendag, eenmal 'n jaar. En op die groot versoendag het hulle 2 bokke gevat. En dan het die hoofpriester sy hande op die een bok gesit. Hulle het eers die een bok geslag, en as 'n offer, hulle moes van daai bloed moes hy op die tabernakel, op die ark van die verbond sprinkel, en dan het hy die ander bok gevat, seremonieel het hy sy hande op die bok se kop gesit. Die sonde van die volk moes dan op hierdie bok as ware kom. Dis die ware woord, die sondebok vandaan kom. Hy is die sondebok. Dis die sonde van die volk is seremonieel op daai bok. Dan het 'n dienaar hom gevat, die woestyn ingelei, in die wildernis in, baie ver weggevat, en hom daar gelos en teruggekom. En die logiese is, daai bok gaan nooit weer terugkom. Hy word gevang of hy word wat ook al gebeur, maar hy kom net nooit terug huis toe. Teken, simbool van Jesus wat ons sonde op hom neem, word weggeneem om nooit weer gesien te word. Die Psalm 103 wat sê, in die diepte van die see, so ver as die ooste van die weste verwyder is. Dit is simbolies wat uitgedra word deur hierdie bok. En nou hier is die bok. Is dit toevallig? Ek glo nie.
Net soos met Josef. Dink ek ons moet vanoggend net stil staan. Ons sit aan die nagmaalstafel. Ons praat van die bloed van die Here Jesus, sy liggaam wat vir ons gebreek is. En net soos met Josef die geval is met die evangelie wat duidelik oral in ons lewe moet uitstaan, staan ons by 'n geleentheid waar ons moet sê, Here, hoe lyk u evangelie in my lewe? Is dit waar dat u my sonde geneem het? Dit moet vir jou 'n geloofs-oortuiging wees. Dit moet nie net gesê word as ons dit hier bely en voor ander sê nie. Dit moet jou geloofs-oortuiging wees. Ek weet die Here het my sonde op hom geneem. Ek weet hy is terwille van my oortredinge deurboor en terwille van my sondes het hy gesterf. As dit waar is van jou, dan kan jy soos Josef weet, al is jy nie meer hier nie. Inteendeel, al loop ons daarna Forest Hill of waar ook al jou graf eendag sal staan en ons kom daar en ons sien hier so staan 'n datum met 'n streepie en nog 'n datum en jou naam is daarop. Dan hoef ons nie te wonder, ek wonder waar's Frikkie, jy weet waar. Billy Graham het by geleentheid gepreek en hy het gesê, hy het dit so gestel. Someday you will read or hear that Billy Graham is dead. Don't you believe a word of it. I will be more alive than I am now. I will just have changed my address. I will have gone into the presence of God. Wat 'n troos, vriende. Wat 'n troos. Ons hoef nie te wag vir 'n begrafnis om oor hierdie dinge te praat nie. Die Bybel gee dit vir ons vanoggend as deel van ons verhaal. Ons word voorberei om te sê, ja, daar's dinge wat gebeur in hierdie lewe, ons het geen beheer oor baie van die goed wat gebeur nie. Die nagmaal herinner ons, al gebeur die ergste, God sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As jy aan hom behoort, as hierdie dinge vir jou 'n werklikheid is, en jy het die evangelie, jy verstaan die evangelie, jy vertrou die evangelie van Jesus Christus, om vir jou saligheid te bring, dan kan jy sê, ek sal vir altyd leef. Al sterf ek sal vir altyd leef. En ek bid dat die Here hierdie evangelie op 'n duidelike manier vir u ook sal oopbreek. Amen. Kom ons bid saam. Here, ek glo met my hele hart dat u woord verklaar moet word met die evangelie bykans op elke bladsy, en ek oordryf nie as ek dit sê nie. Ek glo met my hele hart, dis die oplossing vir 'n mensdom wat gebroke is, wat so verniel word. Een van die ouderlinge het vanoggend in die konsistorie gebid, dat ons is bekommerd, omdat ons nie kan aanvaar, dat almal gered is nie. En daarom, as die evangelie verkondig word, bid ek, dat u genade sal skenk, dat u geloof sal skenk, sodat mense wat nog hier sit en wonder, twyfel, dalk nog met onsekerheid vroeg, miskien die kennis het, intellektueel alles verstaan, maar nog nooit 'n geloofstree geneem het nie, dat u vir diegene genade sal gee, om na Jesus toe te gaan. U is ons rots, u is ons toevlug, en daarin wil ons ons verlustig. Seën ons, ook wanneer ons elke keer die evangelie bestudeer. Amen.